Baie welkom by hierdie formasiereis, 'n geleentheid vir ons om die woord van die Here en die uitnodigings wat na ons lewe toe kom, in ons lewe in te werk, te oefen om meer soos Jesus te wees. Hierdie week reis ons met die skrif uit Micha 6. Hy het reeds gesê wat reg is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys en om nederig voor God te lewe. Wanneer laas het jy jouself voorsien? Dis nie reg nie. Dalk was dit iets groot, 'n nuusberig oor korrupsie of geweld. Dalk was dit iets klein. Iemand wat by die werk onregverdig behandel is of selfs 'n kind wat agtergekom het sy boetie kry meer as sy. Hy. Daardie innerlike roep, dis nie reg nie, is nie net 'n morele reaksie nie. Dis God se stem in jou. Dis die beeld van God wat in jou gewete wakker word. Ons dink dikwels geregtigheid is vir groot mense in die politici of aktiviste of regters. Maar die Bybel wys, reg doen begin altyd naby. Dis nie eers in die parlement of in die hof nie. Nee, dis in my huis, in my woorde, in my verhoudings. Hoe ek met my huiswerker praat, hoe ek in die verkeer reageer, hoe ek oor iemand praat wat nie daar is nie, of hoe ek my posisie of invloed gebruik om te beskerm of om te ignoreer. Jesus sê in die bergpredikasie, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Hy sê nie salig is die wat volmaakte stelsels bou nie, nee. Hy sê salig is die wat nog steeds dors vir God se reg. Die wat nie vrede maak met die woorde, dis net hoe dit is nie. Die wat glo dat God 'n ander wêreld moontlik maak. Die gevaar is dat ons klein dade onderskat. Jy dink dalk, wat help dit ek doen die regte ding hier in my klein hoekie of klein wêreldjie? Die wêreld bly stikkend. Maar onthou, elke daad van reg is aansteeklik. Dit het 'n rippel-effek. As jy onreg uitwys, maak jy dit vir ander makliker om ook te praat. As jy reg optree teenoor iemand in jou span, leer jy ander hoe om dit ook te doen. As jy jou kind leer om regverdig te wees, draai jy dit oor na 'n volgende geslag. Wanneer jy reg doen, al is dit klein, word God se karakter in jou en in ons wêreld sigbaar. En iemand anders kry hoop. Dis interessant dat die profeet Jesaja in Jesaja 1:17 sê, leer om goed te doen, soek die reg, help die verdrukte, verdedig die reg van die wese en behartig die saak van die weduwee. Hy sê, leer om goed te doen. Met ander woorde, geregtigheid is nie vanselfsprekend nie. Jy leer dit, jy oefen dit, dis 'n dissipline. Dis 'n spierontwikkeling. Jy begin klein en jou kapasiteit word groter hoe meer jy dit leef. Kies een situasie vandag waar jy 'n daad van reg kan doen. Dit hoef nie groot te wees nie. Dit kan so eenvoudig wees soos om iemand se stem te beskerm in 'n gesprek, of om iemand reg aan te spreek wat onregverdig optree, of om 'n eerlike keuse te maak, selfs al kos dit jou gemak. En ek wonder, as jy dit gedoen het, of jy dit nie wil neerskryf nie, en terwyl jy dit skryf, vir die Here aanhou te vra, Here, ek wil reg doen, omdat U dit van my vra. Kom ons bid saam. Here, U het my gemaak met 'n diep verlange na dit wat reg is. Dankie daarvoor. En mag my hart saam met U hart klop vir die wat onregverdig of ongeregtig hanteer word. Gee my die moed om op te tree en om iets te sê, sodat ek saam met U wil en dit wat vir U goed is in hierdie wêreld kan bring. Amen.